Goeiemiddag, dit is Vrydag 14 November 2025 en dit is alweer Vrydag. Baie welkom by die Vrydag nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Verlede week het ons gestop op 4 aanvalle en 1 moord en intussen was daar in hierdie week nog 4 aanvalle wat 'n tweede moord insluit. Dit bring ons op 'n totaal van 8 aanvalle en 2 moorde en die klein videoetjie wat ek ingesny het hierso is een van daardie aanvalle wat gelukkig nie suksesvol was nie. Kom ons kyk na die video. Baie van julle het waarskynlik al hierdie video gesien, hardloop lekker rond op sosiale media, daar's 'n paar plek, dink ek is op Facebook ook. En terwyl daar baie aspekte is wat teen dit is, as dit kom by die verifieringsproses van die aanval, is daar een aspek wat ek hier wil uitlig. En dit is die regsterm dolus eventualis wat hier ter sprake kom. En aangesien daar 'n besliste intensie was, hierdie ouens was gewapen gewees met pangas. So uiteindelik, as dit hierdie aanval was, die inbraak of die penetrasie in die huis suksesvol was, sou daar waarskynlik bloed gevloei het, wat dit dan, en dan as jy wil tegnies raak, dan dit maak dat dit wel 'n plaasaanval is. Gelukkig 2 faktore, sterk veiligheidsdeur en 'n baie wakker hond wat in die huis rondgehardloop het, uit hierdie ouens afgeskrik en hulle die poging het hulle laat vaar en dus is hierdie aanval dan eintlik afgeweer. Ons het verlede week so vinnig aangeraak oor die gepeter met die vuurwapenwet wat nou weer aan die gang is en daar's 'n paar goeters, ons sal net daarby uitkom en dan gaan ek ook 'n bietjie vir julle wys wat die geskiedenis sê wat gebeur as 'n bevolking ontwapen word. Maar nou in hierdie toetsloop of hierdie loop is nou amper basies dieselfde as by die vorige keer wat hulle gedreig het om nie net private burgers nie, maar ook privaat maatskappye, privaat sekuriteitsmaatskappye van wie die wyeer publiek afhanklik is om wetstoepassing te doen en ook die beskerming te verleen wat die polisie veronderstel is om te doen, maar wat hulle nie meer aan daardie mandaat kan voldoen nie. So dit is goeders hierdie wat deur die nasionale polisiekommissaris Ketla Setoli 2 keer in die parlement erken het dat die SAPD nie meer hulle grondwetlike plig kan nakom om die publiek te beskerm nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die geskiedenis. Ons het verlede week net na sekere aspekte gekyk van die ontwapening van 'n bevolking en ons het die gevolgtrekking gekom dat 'n ontwapende bevolking is iets wat histories nie 'n goeie ding vir die bevolking en vir die land beteken nie. Dit word gewoonlik gevolg deur tirannie. Adolf Hitler het beroemd gesê, om 'n nasie te verower, ontwapen eers sy burgers. Nou hierso is 'n klomp punte wat die geskiedenis ons geleer het. Wat gebeur na 'n ontwapening? Turkye in 1911. Turkye ontwapen sy burgers en tussen 1915 en 1917, dis 'n tydperk van 2 jaar, word 1,5 miljoen Armeniërs vermoor. Rusland, 1929, en wat tot gevolg gehad het oor die periode 1929 tot 1953, word 20 miljoen Russe vermoor. Dis die omtrent dwars deur die kommunistiese tydperk. Dan 1935 in China. Daai ontwapening het tot die gevolg dat oor die tydperk 1948 tot 1952 20 miljoen Chinese vermoor is. Duitsland 1938, en ons weet wat gevolg het na 1938, oor die tydperk 39 tot 45 wat die Tweede Wêreldoorlog is, word 16 miljoen Jode vervolg en vermoor. Selfs met Kambodja in 1956. En later, oor die tydperk 1975 tot 1927, word 1 miljoen opgevoede mense in Kambodja vermoor. 1964, Guatemala. Tussen 1964 en 1981 word 100,000 Maïse Indiane vermoor.
1970, Uganda. Nou luister hier, so spit jou ore. Hulle het daar so ontwapening deurgegaan en tussen 1971 en tot 1979 is 300.000 Christene vermoor. Nou dit gee vir jou 'n goeie idee van wat gaan gebeur as hierdie land ontwapen word. Ek gaan nie hierdie ding vir jou lees nie. Ek stel voor jy vries die skerm en kan jy gou vinnig haar deurlees, maar jy het waarskynlik hierdie plakker alreeds op sosiale media gesien. En as jy wakker word, sou jy gesien het dat daar iets anders ook op sosiale media is, en dit is 'n skakel vir die petisie wat rondgaan. So, daar is hy. Ons het regtig waar probleme in die land, en as ons wapens weggevat word, dan miskien moet ek gou vinnig daar so stil staan by dit. So, baie ons sê maar, as hierdie ouens ons wapens wegvat, wat gaan ons doen? En ek het die dag met iemand gesels, wat vir my gesê het, dit is waar, begin kyk na alternatiewe maniere om jouself te verdedig. Goeders wat jy binne bereik in jou huis het, goeders wat jy dalk self kan praktiseer. Daardie persoon het my saamgestem. Ek sê dit is heeltemal moontlik om hierdie goeders te doen. Van die mense het al kennis gemaak met my stapstok. Ek gaan nou nie in detail aangaan nie, maar ek het 'n stapstok, baie handige stapstok, en jy gaan bloei as jy my probeer aanvat met daai stapstok. So, kyk na alternatiewe maniere. Ons baie goeders in jou huis wat 'n baie gevaarlike wapen kan wees as jy in die moeilikheid is. Maar daar is natuurlijk 'n stappie wat jy kan neem voordat dit gaan. En ek het so pas vir jou gewys en ek gaan weer vir jou wys. Gaan soek daai ding, gaan vra mense wat baie besig is op WhatsApp en so aan. Gaan kyk op die groepe, gaan sê ek soek daai ding en okay. Dis alomtrent vuurwapens en die maniere wat hulle uitdink om ons as bevolking te probeer onderdruk. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na beter dinge. Die afgelope paar weke het ek hier so gesit en 'n paar handjies gebedel, en ek het ook self 'n bydrae gemaak hier en daar wat ek kon. En dit is my met 'n warm hart dat ek hierdie foto's hier op die skerm sit, want dit is hoe daai pakkies lyk, wat môreoggend vroeg, dou voor dag, voor dou voor dag, gaan hierdie goeders uit Noord-Kaap toe. Sutherland, Vryburg, as jy sien, hy trokke is gepak, hulle is gelaai, daai mense te gaan help, sodat hulle Kobo water hou, en dat hulle 'n kans het. Nou, elkeen van julle, wat 'n bydrae gemaak het, elkeen van julle wat 'n telefoon opgetel het, elkeen van julle wat gebid het, dit is 'n groot gebedsaak in hierdie, wil ek vandag, namens Chris, ja, Chris, ek praat namens jou, maar ek wil vir julle, wat waarskynlik nie hierdie goeders op Facebook sien nie, wat waarskynlik nie hierdie goeders op WhatsApp sien nie, want julle is waarskynlik op 'n ander netwerk, as wat ek is, of wat baie mense is, wat hierdie goeders op WhatsApp gaan sien, is, maar nog steeds 'n bydrae gemaak het, wat ek vir julle vanmiddag sê. Baie dankie. Môre is die 15 November, Bring Hoop Toyota uitreik na die Noord-Kaap, gebeur môre, en daarso sien julle, wat gaan alles saam op hierdie uitreik. As jy deel van dit wou gewees het, is nou 'n bietjie te laat, jy moes vroeër wakker geword het, en 'n bakkie gepak het, met 'n klomp kos, en saamgevat het. Maar, ek glo nie, dit is die laaste geleentheid nie, ons help, so ver en so vinnig as wat ons kan, maar daar gaan waarskynlik weer geleenthede wees, en hopelik koop daar meer ouens in, om die kos en die voer aan daai kant te kry. As dit nog nie oor die hondserg nie, soos ek sê, as jy nog 'n bydrae wil maak, asseblief, ons sal dit waardeer. Daarso, hier aan die kant van die skerm, daarso as julle sien, daar is die bankbesonderhede vir Bring Hoop, asseblief. Ek weet dit is moeilike tye, maar weet jy wat,
laas keer gesê, voor laas keer het ek gesê, as 10 ouens, elke R100 gee, is dit R1000. En dit, daai R1000, bring amper 10 sakke, nee, dis meer, dan is R80 'n sak. So, ons kan kyk hier na amper 12 sakke, wat daai R1000, daai sakke pellets, daai R1000 vir ons weer kan help. As julle weet van ouens wat mielies wil skenk, ek dink nie is te laat vir mielies nie, ek dink die mielies is een van die groot bestanddele saam met die voer. Ek is nie seker en ek praat onder korreksie, maar as julle nog skenkels, die beste is, daar is die bankrekeningnommer, maak 'n kontantskenking, ons waardeer dit. Baie dankie. Ek praat gereeld met Johan, hy stuur vir my vanoggend 'n dingetjie aan van die vlakvark, die Pumbaa en Timon. Dis nogal 'n lekker grappige manier om naweek in te gaan en net bietjie te kan rus na hierdie week se aktiwiteite. Maar ons moet ook van ons kant af bietjie help dat Johan ook sekerheid in sy hart het omtrent sekere goeders. Hy is in Desember, begin van Desember is hy in Bloemfontein vir die verhoor van die Morrison-moorde. Kom ons help hom, dis brandstof en is tolhekke. So, as ons hom kan help, asseblief mense, hy doen 'n ongelooflike werk vir ons volk. Hy is daar so vir die mense en vir die regsproses, dat die regsproses ten gunste van ons as slagoffers verloop. Asseblief. Daar is die bankbesonderhede, skiet 'n randjie of 10 randjie daarso. As ek sê, ook met bring hoop, 10 ouens elke R100 gee, dis R1000. Dit dek dalk die brandstof soontoe, maar dit dek nog nie die brandstof terug nie. Dit dek nog nie tolhekke nie. So, Desember is nog 'n entjie, dis 2 weke van nou af, begin ons met Desember, dan is hierdie jaar is in afgeloop sy rug. So kom ons help vir Johan, dat hy ons mense kan help in die hof, en dat hy ons mense kan bystaan. Want, weet julle wat, nee, ek is besig met 'n ding, vir die mense wat agterbly, is daar altyd daardie gemis, altyd daardie seer. Mense wat selfs saam in die aanval was, is altyd geaffekteer. En dit is waar sulke eisters, soos Johan Kloppers, inkom, om daardie mense deur daardie proses te help, en seker te maak dat hulle beter aan die kant uitkom, na daardie hofproses, as wat hulle in die hofprosesse ingaan. Asseblief. Dankie. Ek dink ek moet vir Ter sê, sy moet bring hoop en hark teehemde ook begin maak. En wat ons daar ook so ietsie kan afsny vir die eisters daar buitekant. Maar ja, daar is die teehemde op die skerm. Verlede week het ek bietjie gesukkel met die sagte ware, so ek het nie mooi reg gekom nie. Ek het die 2 hemde het ek omgeruil bespreek. Daarso is die kakie hemde van Witkruismonument en natuurlik die swart hemde met die 4-kleur op. Skakel vir Ters, daar sal 'n nommer op die skerm. Sit jou bestellingkie in en dat jy so gou as moontlik kan spog met jou hempie. Dis nie duur nie. Ek dink die Witkruismonument hemde is R250, 'n gedeelte daarvan gaan na die Witkruismonument toe. Ons het hierdie fondse nodig. Daar's groot dinge besig om te gebeur by die monument. En terwyl ek oor die monument praat, as julle kan help, ons benodig 2 behoorlike bossiekappers wat ons kan gebruik by die monument om die monument maandeliks in stand te hou en nie ewe skielik 'n maand voor die kruisplanting wakker te skrik nie. Ek weet ek gebruik nou Boerhard se tyd hierso, maar ja, ons het nodig daar buitekant, net soos wat Boerhard dit ook nodig het, dat julle haar ondersteun. Sy doen 'n goeie werk vir ons sosiale media, ondersteun haar asseblief. Baie dankie. Dis al van my kant af. As julle dink ek het 'n bietjie geskommel rondom my woorde, ja, ek het verlede week Groblerstraat, ek het dit eerste keer reg gekry, verlede keer het ek om die R bietjie verkeerd gerol. Maar ja, ek gaan nou vir my lekker koppie koffie maak, om hierdie video gou af te droog. Maar wat ek wil sê is, ons het gesien in daai een video hoe daai mense kom en hulle probeer inbreek by daai veiligheidshek. Daai hond is geef hom 'n blik askie, dat hy lekker eet, want hy verdien dit. Hy het
sy job gedoen toe hy moes. En moenie omdat uitgaan in die oggend 3 uur om te gaan piepie nie. Vee iedere piepiekol op. Dis maklik. Maar ja, dit moet dalk nie vir ek nie, vir my nie. My vrou sal my sê nee, ek raak onhuts as ek piepiekol moet opvee. Maar eerder 'n piepiekol opvee oggend 7 uur as wat iemand anders die oggend 10 uur kom en kom bloed opvee omdat jy die hond 3 uur in die oggend uitgelaat het om te gaan piepie. So, kom ons leef veilig, kom ons maak daai kop skuif in die rigting van om veilig te lewe, om deur die nag te kom, veilig te wees, nie foute te maak wat ons lewens kos nie. Kyk jou 6, wees gereed, wees bewus van wat rondom jou aangaan en gaan geniet julle naweek, leef in die Vader se genade, mag hy julle dra en julle seën. Geniet julle naweek.